Goeiedag, ek hoop dat jy iets van God se genade en sy vrede en sy teenwoordigheid in hierdie boodskap van vandag uit Johannes 14, waar ons van vers 1 tot vers 14 gaan saamlees, sal ervaar. Ons leef in 'n wêreld waar dit al moeiliker raak om te weet wie om te vertrou. En ek dink ons voel dit meer as wat ons dit hardop wil sê, né? Dis amper asof ons die hele tyd met 'n klein bietjie agterdog in ons agterkop leef. Jy kry 'n WhatsApp wat lyk asof dit van iemand in jou familie is, wat sê, my foon is gesteel, stuur gou vir my geld aan. En vir 'n oomblik wonder jy, is dit regtig hulle of is dit iemand wat dalk nou met 'n slim slenter kom om 'n ouma of 'n oupa of 'n ouer te probeer uitbuit. Of 'n mens kry e-pos wat lyk asof dit van jou bank afkom en die logo lyk reg en die taal klink amper reg en die dringendheid is oortuigend. Klik op hierdie skakel, anders sluit ons jou rekening. En skielik moet jy speurder speel voordat jy met jou gewone dag net kan aangaan. Ons leef met AI stemme en fotos en video's wat een en ander kan namaak, en ons leef met politici wat met groot sekerheid praat, terwyl min mense regtig seker voel. Ons leef met slenters en halwe waarhede, mense wat ander mense se pensioene steel, 'n wêreld waar elke tweede stem vir jou sê, maar vertrou my, ek ken die pad, ek weet wat om te doen. En dit doen tog iets aan 'n mens. In die begin raak jy net versigtig en later raak jy agterdogtig. Jy raak later dalk moeg, want jy weet die vraag is nie meer net watter skakel met 'n klik nie, die vraag is wie kan ek nog glo? Wie kan ek vertrou? Watter pad is veilig? Hoe weet ek word nie mislei nie? Nou lees ons saam dan uit Johannes 14 vers 1 tot 14. Laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom, en het julle hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader, en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle, en jy het my nie leer ken nie, Filippus. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self? Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. En dis hoekom Johannes 14 so diep met ons praat. Jesus begin hierdie gedeelte met die woorde wat vir ons bekend is. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Of eenvoudiger, moenie bang wees nie. Maar ons moet dit mooi hoor. Want Jesus sê nie, moenie bang wees want daar's niks om voor bang te wees nie. Dit sou eintlik maar goedkoop woorde gewees het, en dit sou ook nie eerlik wees nie. Daar is dinge wat ons ontstel. Daar's regtig bedrog, daar's regtig onsekerheid, daar's regtig mense wat kwesbare mense uitbuit. En daar's regtig situasies wat ek nie weet wat volgende gaan gebeur of wat moet ek volgende doen nie. Jesus ontken nie hierdie werklikheid nie. Hy sê nie, maak asof alles fyn is nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Met ander woorde, moenie toelaat dat jou hart se diepste adres vrees word nie. Moenie dat jou binnekant permanent in paniek ingaan nie. Anker jou hart in iemand wat betroubaar is. En dit is belangrik, want Johannes 14 gebeur nie in 'n rustige oomblik nie. Dit is nie Jesus wat met 'n klomp ontspanne mense praat op 'n mooi Sondagmiddag na ete nie.
Dit is Jesus se laaste aand saam met sy disippels. Judas het reeds uitgegaan om hom te verraai. Petrus het pas gehoor dat hy Jesus gaan verloon en Jesus praat oor sy weggaan. En die disippels voel waarskynlik hoe die grond onder hulle skuif. Hulle het alles op Jesus geplaas. Hulle het hulle lewens rondom hom gebou en nou klink dit asof hy hulle gaan verlaat. Dis juis in daardie kamer wat Jesus sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Nie vir mense wat alles verstaan nie, nie vir mense wat emosioneel heeltemal alles bymekaar het nie, nie vir mense wat beheer het nie. Hy sê vir mense wie se harte begin skud. En miskien is dit al klaar goeie nuus, want geloof begin nie altyd by kalmte nie. Soms begin geloof by 'n ontstelde hart wat reeds probeer luister. Soms begin geloof by iemand wat sê, Here, ek weet nie mooi wat aangaan nie, maar ek's nog hier, ek's nog op die pad. As ons hierdie teks in die agtergrond van die vroeë Christene hoor, kry dit nog 'n dieper laag. Johannes is waarskynlik geskryf teen die einde van die 1ste eeu, in 'n wêreld wat gelowiges dikwels moet leer leef sonder Jesus se fisiese teenwoordigheid en moontlik sonder die eerste geslag ooggetuies. Baie geleerdes gebruik Efese of dan die breër wêreld van Klein-Asië as 'n moontlike agtergrond vir hierdie teks. Nie as 'n sekerheid nie, maar dis 'n nuttige manier om hierdie wêreld te verstaan. So dink in 'n stad vol tempels, gode, handelsnetwerke, feestle, keiserlike mag, sosiale verwagtinge en openbare godsdienstigheid. Om Christus te volg was nie 'n privaat opinie nie. Dit kon jou sosiale plek raak, jou besigheid, jou familieverhoudings, jou gevoel van behoort. Jy kan maklik voel ons pas nie meer heeltemal in nie. Ons is dalk afgesonder, ons is uitgesluit, ons is gemarginaliseer. En dan kom die vraag, is ons op die regte pad? Het ons die regte een vertrou? As daar soveel stemme en gode en beloftes is, hoe weet ons hierdie een is reg? En eerlik is dit ook nie so ver van ons wêreld af nie. Is dit dalk nie 'n Artemis tempel of die Asklepion om die hoek nie, maar ons leef ook in 'n wêreld vol stemme wat sê, hier is waarheid, hier is sekuriteit, hier is die pad vorentoe, vertrou my, koop hierdie, stem vir my, volg hierdie plan. Hierdie persoon het al die antwoorde. En ergens tussen al hierdie stemme raak ons moeg. Nie net moeg vir inligting nie, maar ook moeg vir onsekerheid, moeg om nie te weet wat is werklik en wat is nie. En dan kom Thomas se vraag in Johannes 14. Jesus sê vir sy disippels, julle ken die weg. En Thomas sê, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? Ek dink Thomas se woorde hierso is so eg menslik. Hy sê eintlik eerlik, Here, ek is jammer, maar ek volg nou nie lekker nie. Dis 'n eerlike geloofsvraag. Ons ken dit self. So self ook Thomas. Here, ons weet nie altyd waar jy in die wêreld op pad is nie. Ons weet nie altyd hoe om ons kinders groot te maak in 'n digitale wêreld wat ons self skaars verstaan nie. Ons weet nie altyd wie om te glo nie. Ons weet nie of ons besluite reg is nie. Ons weet nie altyd hoe om deur die geraas te onderskei nie. Hoe kan ons dan die weg ken? En dan antwoord Jesus nie vir Thomas met 'n kaart of met 'n roetekaart nie. Hy gee nie vir hom die beskrywing, gaan hierso, draai links by die hoek, stop langs die sinagoge nie. Hy sê nie, hier's 5 stappe vir sekerheid nie. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis die hart van hierdie gedeelte. Jesus sê nie net, ek wys vir julle die pad nie, hy sê, ek is die pad. Hy sê nie net, ek leer vir julle waarhede nie, hy sê, ek is die waarheid. Hy sê nie net, ek help julle om 'n beter lewe te bou nie, hy sê, ek is die lewe. In 'n wêreld soos ons is dit belangrik, want ons soek dikwels sekerheid in 'n plan. Gee my net die regte metode, gee vir my die regte inligting, gee my net die regte strategie, gee vir my presies wat ek moet doen. Maar Jesus sê, die diepste sekerheid lê nie in 'n plan nie, dit lê in 'n persoon. Nie omdat planne nie help nie, want ons het planne nodig.
Ons moet wys wees, ons moet onderskei, ons moet nie elke skakel klik nie. As iemand vir jou sê, jy het 'n iPhone gewen en jy het nie eers deelgeneem nie, is dit waarskynlik 'n teken dat dit 'n slenter is. Maar geloof is nie naïwiteit nie. Geloof beteken nie, jy skakel jou brein af nie. Geloof beteken nie, jou hart dit beteken jou hart word nie deur vrees geregeer nie. Daar's 'n verskil tussen wysheid en wantroue. Wysheid sê, ek leef wakker. Wantroue sê, ek is afgesluit. Wysheid sê, ek onderskei. Vrees sê, ek kan niemand meer vertrou nie. Maar geloof sê, wanneer die wêreld onbetroubaar voel, is Christus betroubaar. En dan sien ons Filippus se vraag. Hy sê, Here, wys vir ons die Vader en dis vir ons genoeg. En ek kan jy nou indink hoe lank het hy saam met Jesus geloop en hy kry nou hierdie vraag. Wys net vir ons dat God regtig hier is. Wys vir ons hoe God is. Gee net vir ons sekerheid. En Jesus antwoord hom, wie my gesien het, het die Vader gesien. Met ander woorde, as jy wil weet hoe God se hart lyk, kyk na Jesus. Kyk hoe Jesus met mense werk. Kyk hoe hy voete was. Selfs die voete van mense wat hom sou teleurstel. Kyk hoe hy by Lazarus se graf huil. Kyk hoe hy met die vrou by die put praat sonder om haar te verneder. Kyk hoe hy kinders ontvang. Kyk hoe hy siekes aanraak. Kyk hoe hy waarheid praat sonder om genade te verloor. Kyk uiteindelik na die kruis. Wie Jesus sien, sien die Vader. Dit beteken ons hoef nie Jesus en God teenoor mekaar te sit nie. Asof Jesus die sagte een is wat ons teen 'n harde God moet beskerm nie. Nee, Jesus wys vir ons die Vader. Die genade van Jesus is die Vader se hart. Die waarheid van Jesus is die Vader se hart. Die liefde van Jesus is God die Vader se hart. Die kruis van Jesus wys hoe ver God gaan om vir ons plek te maak. Dit bring ons terug na daardie beeld aan die begin. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ons hoor hierdie gedeelte baie keer by begrafnisse. Dit is seker reg ook so. Dit is 'n pragtige teks wanneer ons iemand wil groet en rus en sekerheid kry. Maar dit is nie 'n teks oor een dag nie, dit is 'n teks vir vandag. In Jesus se wêreld was 'n huis nie net 'n gebou nie, dis 'n huishouding, 'n familie, 'n plek waar ek behoort, 'n plek waar jou naam geken word, waar ek nie hoef te wonder het ek genoeg geld of status of invloed om ingelaat te word nie. Jesus sê, in die Vader se huis is daar plek vir mense met ontstelde harte, plek vir mense wat vra, plek vir mense wat nog nie alles verstaan nie, plek vir mense wat soms voel, dit pas nog nie oral in nie, plek vir mense wat moeg is om te probeer bewys dat hulle behoort. Jesus sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Hy sê nie, jy moet jou plek verdien nie. Hy sê nie, sodra jou geloof sterk genoeg is daar vir jou plek nie. Hy sê, ek berei voor, ek kom weer, ek neem julle na my toe. Dis genade. God beweeg eerste. En ons behoort voordat ons nog kan verstaan. Hebreërs 11 herinner ons ook met die woorde, geloof is egter die sekerheid van dinge wat gehoop word. Bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Geloof is nie om alles klaar te sien voordat jy kan rustig raak nie. Geloof is om aan Christus vas te hou, terwyl jy nog nie alles sien nie. Dalk is dit presies wat ons nodig het. Nie 'n geloof wat maak asof die wêreld eenvoudig is nie. Nie 'n geloof wat sê alles gebeur vir 'n rede en dan vinnig verby mense se pyn stap nie. Nie 'n geloof wat sê moenie vra nie. Maar 'n geloof wat sê, ek sien nog nie alles nie en ek verstaan nog nie alles nie, maar ek kyk na Christus en in hom sien ek die Vader se hart. Daarom hoef ek nie my hart se huis in vrees te bou nie. En ek dink dit is een van die belangrikste beelde uit hierdie teks. Vrees raak soms vir ons 'n huis. Wantroue word 'n huis. Sinisisme word 'n plek waar ons gaan bly. Ek kan later alles vanuit daai plek of daai raamwerk lees. Elke mens word 'n bedreiging, elke ding word gevaarlik, elke belofte klink verdag en elke verandering voel vir my soos verlies.
Maar Jesus sê, daar's 'n ander huis. Die Vader se huis. 'n Huis met baie woonplekke. 'n Huis waar jy nie deur jou prestasie ingelaat word nie, maar waar Christus jou inlaat. 'n Huis waar vrae jou nie uitsluit nie. 'n Huis waar ontsteltenis nie beteken jy het misluk in geloof nie. 'n Huis waar jy mag behoort voordat jy verstaan. Wanneer ons uit daardie huis leef, begin ons anders loop. Ons word nie naïef nie. Ons word nie mense wat alles glo wat oor ons pad kom nie, maar ons word ook nie mense wat deur wantroue opgeëet word nie. Ons word mense wat kan onderskei sonder om hard te word. Mense wat wakker leef sonder om paniekerig te wees. Mense wat weet, ons word versorg en daarom versorg ons ander. Mense wat weet, hulle is deel van God se familie en daarom behoort hulle. So wanneer Jesus sê, moenie bang wees nie, is dit nie sommer 'n goedkoop sinnetjie nie. Dis nie 'n geestelike pleister op 'n diep wond nie. Dis 'n uitnodiging. Moenie jou hart laat bly in vrees nie. Moenie jou naam laat bepaal deur onsekerheid nie. Moenie jou lewe laat vorm deur al die stemme wat jou probeer manipuleer nie. Kyk na Christus. Hy is die weg wanneer die wêreld soos 'n doolhof voel. Hy is die waarheid wanneer elke stem oorseker klink. Hy is die lewe wanneer vrees jou laat krimp. En wie hom sien die Vader. Nie 'n Vader wat ver staan en wag dat jy eers alles sal regkry nie. Nie 'n Vader wat skaars plek het vir jou nie. Nie 'n Vader wat net ruimte maak vir mense wat nooit twyfel nie. 'n Vader wie se huis baie woonplek het. 'n Vader wie se hart in Jesus sigbaar word. So miskien is die uitnodiging vandag eenvoudig, nie om al jou sekerhede weg te redeneer nie. Nie om voor te gee jy is nooit bang nie, maar om jou hart weer tuis te bring by Christus. Want jou vrees is nie jou huis nie. Jou vrae is nie jou naam nie. Jou onsekerheid is nie die diepste waarheid oor jou lewe nie. In Christus is daar plek. In Christus is daar toegang. In Christus sien ons die Vader se hart. Daarom, laat jou hart nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in Christus. Hy is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. Die kragvolle werking van sy Heilige Gees saam met elkeen van ons wees. Mooi week vir jou verder. Totsiens.